Dit is wat ou wil skep, ou wil positiwiteit begin skep en ou wil ja, daar's baie negatiewe nuus wat ons kan lees, maar daar's verseker ook positiewe goed. En ons moet op dit fokus. Ons moet ons persepsie verander van baie dinge in ons land en eerder fokus op die dinge waar ons 'n verskil kan maak. En ek dink ek kan meer doen as net kos maak vir die land. Ek is Tini Prinsloo, ek boer hier in Hoopstad distrik. Dit is hoofsaaklik 'n droëland gebied. Ons het so 'n bietjie besproeiing. Ek sal julle gaan wys wat ons mee boer en wat ons het. En ja, dit is vir my lekker om te kan boer. Ons is baie bevoorreg op hierdie stadium. Dink ek is boerdery nie meer net boer nie, dit is baie wyer as dit. Toe ek hierdie jongboer kompetisie gewen het, weet ou wen dit, maar ou sê nie hoeveel mentors het ou nie, hoeveel ouens wat ou raad gee en hoeveel ouens wat 'n insaag by jou het. En ek meen natuurlik is my pa my grootste mentor wat ek het. En my skoonpa wat nou later bygekom het ook 'n geweldige groot mentor. Maar dan is daar baie ouens in jou gemeenskap wat jou gementor het op 'n sekere afdeling van jou boerdery of al is dit op jou finansiële kant of om net jy kyk na 'n ou en jy dink jy's hierdie ou is 'n goeie pa of 'n goeie man of whatever en jy streef om in daai afdeling soos hy te raak. Dit was vir my so lekker om deel te kon neem aan die kompetisie en ek gaan nog ouens motiveer om dit te doen, want dit is lekker. Dit is lekker om die ander jong manne se boerderye te sien en deel van dit te kan beleef in die hele stelsel. En ou gaan eintlik deur jou hele boerdery en jy word, ek sal nie sê opgecheck nie, jy self check jouself op en jou span check jouself op en op die ou einde dan doen jy dit in die voorreg wat ek nou het. Ek het eintlik maar net gegaan om my distrik en my dorp en my mense in my gebied hoe kan ek sê te verteenwoordig. En nou sit wyer as dit, nou sit die Vrystaat. So jy sukkel om 'n inkomste te kry op pekanneute en dit is maar moeilik om 'n gewas tussenin te boer in 'n sin van kom ons plant mielies of sojas of 'n gewas wat aard in ons omgewing, want jy spuit onkruiddoders en jy spuit klomp insekdoders en goed wat eintlik nie saam met die pekanneute moet loop nie en op die einde boer jy dan nou 2 gewasse op 1 stuk en dit is baie uitdagend. So toe ons eintlik 'n ander lid van my boerevereniging, ons het 'n groentoer in Maart maand wat ons klomp wat ons deur die strik ry en almal wys hulle goeie planne. Toe het een van my vriende, Henty Helm, aan die ander kant die rivier vir ons gewys hoe hy begin beeste boer het tussen sy pekanneutbome. En hoe hy 'n wins maak daarvan en ek het eintlik by hom kon leer daaroor. En toe het ek my pa gesê, "Hoerie, kom ons probeer dit." En ons het begin gras plant. Ek het verskillende proewe wat ek doen met verskillende gewasse wat ek tussenin plant. So ja, dan boer ons nou die beeste tussenin en op daai manier kry jy 'n inkomste. Ons het laas jaar daai boord agter julle nou het hy is 31 hektar pekanneute, die weiding tussenin is so 24 hektar en ek kom my beeste 7 maande daar laat loop. Ek het op die ou ende 50 koeie met kalvers vir 7 maande lank daar kon aanhou en ek meen as jy daai som maak, dan kry jy daarmee inkomste in die 7 jaar wat pekanneute nie produseer nie, kry jy inkomste. Die beeste is dwarsdeur lekker want jy sien 'n dier groei, jy sien 'n dier verbeter, jy sien 'n dier die een wat nou vir jou die mooiste is op kalftyd, is dalk nie die mooiste een op speentyd nie, en die mooiste een op speentyd is nie altyd dan weer die mooiste een op dan nie. So dis nou wat beeste vir my lekker maak. En genetika kan jy nie voorspel nie. Jy kan doen wat jy wil. Dit gaan dalk nie uitkom soos wat jy beplan het dit moet uitkom nie. En sekere diere teel net mooi met mekaar en ander nie en dis wat lekker is, sekere lyne werk en sekere is werk nie. Wat cool is van pekanneute, daai boord daar, toe ons hom plant, toe hoor ek en my vrou dat ons swanger is. Nou my pa sê nou al sy hele lewe lank, hy werk vir my. En toe my eerste kind was nou 'n seentjie, toe hy nou gebore word, sê ek vir my pa, "Hey, hier's 'n nuwe baas op die plaas, pa werk nie meer vir my nie." So dit is die lekkerste, maar toe ons hoor ons is swanger, toe is ons besig om daai pekanneute daar te plant.
En toe sê my pa nog of my wonderlik, as die kindjie nou skool toe gaan, dan kan die pekenete nou begin skoolgeld betaal. So dis hoe erg dit met pekenete is. Jy vat lank om opbrengste te kry op hulle. Hoopstad is anderster dink ek as meeste gemeenskappe in die sin van ons het net een boerevereniging, dis die Hoopstad Landbougenootskap, waar ander dorpe dalk 3 of 4 of selfs 7 het. 'n Boerevereniging is nie net meer 'n boerevereniging nie, dit is nou al 'n gemeenskapvereniging en jy moet nou al breër werk as net landbou-inligting en landbou-toerusting doen. So dis wat ons uniek maak. Ons werk regtig baie lekker saam met al die verskillende fasette van ons omgewing. So jy kan letterlik voel ek enige ou bel en vir hom raad vra oor 'n sekere afdeling en hy gaan dit teen vir jou gee. En dis hoekom ons boerdery dit ook al gesien, hoe meer raad jy met ander mense deel, hoe meer raad gaan jy ontvang ook later. Ek het my pa 2015 oorreed om lucerne te plant. Ons moes baie duur toerusting gekoop het om dit te gedoen het. En my pa daai jaar vir my gesê, dis die eerste keer in sy lewe wat hy Oktober maand 'n inkomste gekry het. Hy het nog nooit dit gehad nie. So lucerne skep vir jou daai kontantvloei wat boerdery nie ken nie. Boerdery gee baie geld uit en hy oes 1 keer of 2 keer 'n jaar. En lucerne skep vir jou daai ding van elke maand vir 9 maande min of meer kry jy 'n inkomste en dit is baie lekker. Ja, volhoubaar is ons moet geld maak en ons moet die land vooruitvat en dan moet ons seker maak ons put nie die grond uit nie terwyl ons dit doen nie. Ons moet seker maak die generasies na ons sal ook nog 'n sukses hier kan maak. So dit is baie moeilik om volhoubaar te wees is om nou soveel as moontlik uit die grond uit te kry en uit die plaas uit te kry en seker te maak my kinders of wie ook al se kinders sal ook nog hier uit kan benut, ja. Daai gat wat daar is, die pyp waarmee ons 'n naambord gemaak het, kom daar uit. Nou, ons het destyds staalpype gebruik, nou gebruik ons plastiekpype want hulle roes nie. So dis 'n pyp wat baie jare hier onder die grond was en toe haal ons hom nou uit, toe ons hom uithaal, toe sê my pa vir my, luister, die paal, ons moet hom ons naambord maak en ek sê definitief, want as jy nou uitwerk hoeveel liter waters is deur hom. My pa toe ons begin het met bespreking het my pa hom ingesit, ek weet nie wanneer was dit nie, 1998 het ons begin met pivots, maar ek weet nie wanneer het ons hierdie uitbreiding gedoen nie, kan jy nie gesê nie, maar ek weet dis baie water wat daar deur is, en nou sit ons hom maar op, nou kom my kinders, nee maar jy kan ons nie die paal maar net verf nie, ek sê nee, hy bly net so, en dis eintlik lekker van boerdery, jy weet, elke ding, daar is soveel stories en soveel goed wat spesiaal is. Hierso is nou, my pa, dis wat ek vir jou sê, hy is nie bang om goed te doen nie, hy het in 2005 besluit, kom ons plant pekenetbome, toe plant hy 70 hektaar, wat baie wild is. En hy het dit gedoen, vandag blik ons die vrugte daarvan. Dit is baie moeilik om pekenette te plant, want jy moet geld hê en jy moet dit plant en dit vat baie lank om, jy sukkel 'n bietjie om finansiering vir dit te kry. Oor dit so riskant is, baie ons plant bome en dit word nooit groot nie. Dis nou waar ons braaie hou, elke keer op 'n ander plek. Dit is nou al tradisie eintlik om hier af te sluit en dan stop hier, dan staan hier al die boere in die distrikse bakkies staan hier en ons braai vleis en ons kuier net lekker en ons span saam. Dan is dit nou baie mooier as wat dit nou lyk. Elke tyd is mooi. Dis mooi as dit die bot. Natuurlik is dit vir my die mooiste as die neute daar sit. Dan is dit vir my die mooiste. Maar ja, die goed bot nou en dan later as dit nou vol blare is, dan moet jy nou die idee kry van hoe lyk dit dan. Dis die manlike blomme, die vroulike blomme sit nou nog nie, ek kan jou nog nie wys nie, hulle sal uitkom later. En dis sommer vinnig, so 'n week of wat. So as jy hom so skit, as hy nou gereed is, dan maak hy sommer so poeierstof. En die wind waai hom nou deur, die skepping is ongelooflik. Dan waai hy nou deur en dan bestuif hy nou al die ander. Ek sê altyd vir ouens wat pekenette plant, jy moet, as jy begin moedeloos raak, oor die insette en die baie geld wat jy spandeer om die boord skoon te hou en kunsmiskostes en die snoeiwerk en sonder om enige inkomste te kry, kom kuier maar 'n bietjie hier by ons en ry saam met my hier deur en dan raak hy dan weer 'n bietjie positiewer. My naam is Annelien Prinsloo en ek is getroud met Tini en ons is nou al 11 jaar getroud.
Ons het mekaar ontmoet op universiteit en toe ek my rekenmeestergraad gekry het en en ek is nou betrokke by die boerdery. Ek doen die finansies en beplanning. Dit was regtig vir my so ongelooflike voorreg gewees om langs sy sy te kan staan en om te besef hoe ons as 'n span saam kan werk en mekaar so kan positief beïnvloed. En ek dink ons is 'n wonderlike span. Verseker, ja. En soos ek sê, Tini is baie goed in bemoediging, so hy bemoedig my altyd so baie en sien die beste in my, so ek dink, dit is 'n wenresep. Ja, ek dink definitief die vrou wat jy trou het 'n invloed op alles in jou lewe. Dis die belangrikste besluit wat jy maak en ek kan net dankie sê vir die liewe Vader vir die vrou wat ek gekry het. Sy het my in alle opsigte verbeter as wat ek is. So dis baie lekker om dit te kan sê en ek is geweldig dankbaar daarvoor. Ja. Ons het die teken wat ons het, Lomar se teken is eintlik 'n spring, die ding daarbo, want dit is veerkragtigheid. Hoe harder jy ons gaan druk, hoe verder gaan ons skiet. En dit is 'n bewyse van my pa. Hy was geweldig onder druk daai tyd, soos ek gesê het, ons was finansiëel bietjie onder druk en toe het hy met nou maar guts gehad om pekkinette te plant. Hy het geweet ek kom plaas toe en ons gaan nog 'n vertakking kort en ek dink vandag kan ons boer as gevolg van daai besluit van hom. So die druk wat hy gehad het is soos 'n spring wat jy druk. Dit is presies wat veerkragtigheid is of resilience in Engels, wat jy druk en hy skiet verder. En dit is hoekom ek besluit het. So 2 jaar terug het ek vir my pa gesê, nee, mens moet dit teken hê vir 'n ou se boerdery wat 'n ou kan herken, dalk weier as dit, mens weet nou nie. Die lese van die boerdery is die vermoë om te groei. Dit staan nou nie daar nie, maar dit is wat ons besluit het destyds. En dit is nie net groei soos 'n finansiëel groei nie, dit gaan oor 'n plant wat groei, 'n bees wat groei, 'n mens wat groei. Die land wat groei is baie weier as dit. Jy weet, ou wil mense moeds gee. Dis wat dit is. En ons land is ook veerkragtig. Dit is ons mense in ons land, dis nie net ek nie. En dis wat ons doen. Dis wat Suid-Afrikaners doen.